Vriende, ek gesels met julle vanuit 'n klooster. Vriende, bonjour. Ek gesels vandag met julle vanuit die weste van Frankryk. Ek staan op die oewer van die magtige sagte rivier in die Loire-streek. Hier kuier ek natuurlik tans in 'n Benediktynse monnikenklooster. Julle sal dit sien, daar so 'n baksteen gebou op die oewer van die rivier. Die naam daarvan is Saint-Pierre de Solem. En daar bring ek my daardeur terwyl ek Benediktynse druensang sing saam met die monnike en lang ure in stilte deurbring. Net binne werk. Vriende, dis salig hier. Maar, weet julle, toe ek nou op pad was hiernatoe, so 'n week terug, toe ek nou my tassie pak in Suid-Afrika, toe gesels ek met 'n vriend, en die sê toe vir my, op 'n baie mooi diplomatieke manier, "Haai, foei tog, is jy nie baie eensaam om so op jou eie te moet reis nie?" En ek kon agterkom, die man kry my vreeslik jammer. Nou, teen die tyd moet ek nou al 'n antwoord voorberei het, van wat ek gaan sê as mense vir my vra, "Foei tog, is dit nie swaar om op jou eie te reis nie? Is dit nie eensaam so alleen en ongetroud te lewe nie? Is dit nie hartseer om 'n klein vriendekring te hê nie?" Maar ek is te lui om 'n antwoord voor te berei, en gewoonlik dan en ek maar om hulle te antwoord, en dit kom nooit bevredigend uit nie. Nou wel, sedertdien sit ek lang ure in stilte hier tussen die monnike, en ek het uiteindelik, dink ek, 'n klein bietjie van 'n antwoord geformuleer. Ek sal dit later verbeter, maar hier's wat ek op die oomblik het. Vriende, ek wil vandag graag met julle gesels oor die fenomeen van die buitestander. Party mense is buitestanders. Jy is dalk ook een. Hoe sal jy weet jy is een? As jy een van daai mense is wat eerder glas sal eet as om die werk se Kerspartytjie by te woon, is jy dalk 'n buitestander. As jy een van daai mense is wat hou van kuier met ander mense, maar die lekkerste naweek is om op jou rusbank alleen te lê en 'n boek te lees, is jy dalk 'n buitestander. As jy een van daai mense is wat jou tas pak sodat jy alleen na die Loire-streek van Frankryk kan vlieg om in die Abbé Saint-Pierre de Solem te sit en die heel dag Benediktynse druensang te sing, is jy dalk 'n buitestander. Nou, dis belangrik dat ons moet kan onderskei in ons samelewing tussen 'n buitestander en 'n uitgeworpene. En dikwels kan ons kultuur dit nie doen nie, nê? Ons is jammer vir mense wat buitestanders is, want ons dink dit moet vreeslik eensaam wees. Ons dink, foei tog, dis swaar. Ek lees onlangs 'n artikel oor sosiale anoreksie. Dit sê as jy te min vriende het, dan ly jy aan sosiale anoreksie en jy het hulp nodig. Nou, as 'n trotse sosiale anoreksie leier, wil ek graag help onderskei tussen die uitgeworpene en die buitestander. 'n Uitgeworpene is iemand wat graag deel van die groep wil wees, maar die groep skop hom of haar uit. In die ou dae, want die persoon is dalk 'n ongehuwde moeder of 'n malaatse of 'n ding, of jy weet, hy het dalk die verkeerde seksuele oriëntasie of 'n gestremdheid of 'n ding. En dis 'n jammer verskynsel, nê? Mense is jammer vir iemand wat uitgeworpene is, want hulle kry swaar en dit kan dodelik wees. Dit sal egter 'n fout wees om jammer te wees vir 'n buitestander, want 'n buitestander is nie dieselfde ding nie. Ons samelewing sukkel soms daarmee, maar deur die eeue het die meeste vroeëre samelewings dit besef. En dikwels was daarso in kulture altyd 'n tipe van 'n agting vir sekere mense wat op die rand moet bly. Die epilepsieleier of die gestremde of die geslagsnonkonformis of wat ook al hulle daar laat sit het, né? En daar was verstaan dat party mense moet op die rand gaan bly op hulle eie, sodat hulle goed kan sien wat mens nie kan raak sien as jy in die groep is nie. En hulle het geword die shamane, en hulle het geword die wyse mense, en hulle het geword die monnike van ook die Abbé Saint-Pierre de Solem. En daar's 'n pragtige aanhaling van Alan Watts wat ek wil voorlees. Almal moet baie Alan Watts lees in hulle lewe. En Alan Watts het eendag gesê, en vertaal dit nou soos ek lees, elke samelewing wat reg is in sy kop, laat 'n sekere aantal mense toe om af te wyk. Hulle is monnike of buitestanders. Die samelewing sê vir hulle, julle hoef julle nie by ons aan te sluit nie. Julle hoef nie saam ons speletjie te speel nie.
Maar 'n samelewing wat verkeerd is in die kop, 'n samelewing wat gek geword het en onseker is van dit self, kan nie toelaat dat dit gebeur nie. Dit sê almal moet aansluit en almal moet saamspeel. En dit is wanneer vryheid verdwyn. En so vriende, wat ek vandag vir julle wil sê is, in 'n wyse samelewing, in 'n volwasse samelewing, is jy as 'n buitestander nie iets wat net verdra moet word nie, maar jy's eintlik 'n bate. Jy weet, baie van ons wat in Afrikaans praat, stam op een of ander manier af van voortrekkers of trekboere of kwai of een of ander ding, wat gedurig aan die trek was. En as 'n samelewing aan die trek was, dan het hulle dikwels hulle self op 'n landery of in 'n jagveld of elders gemaklik begin maak, maar daar was altyd daai een wat gesê het, nee, ek gaan op my eie aan. Daai was die verkenner, daai was die verspieder, daai een was die kreatiewe een. En die ander het gedink daai een is mal, maar daai een het oor die volgende berg gereis. Daai een het partykeer swaar gekry, daai een moes partykeer maar alleen hulle huisie opslaan. En daai een is partykeer dood, ongewaardeerd. Maar geslagte later het die res van die groep agterna getrek. En daar's iets wat 'n voorreg is daaraan om die een te wees wat nuwe wêrelde kan verken. Party gaan verken daai nuwe wêrelde in die Bosveld, party sit in 'n klooster en verken daai wêreld binne. Party verken daai wêreld bloot deur vir ander 'n voorbeeld te stel van hoe jy rustig kan wees in jou eie vel op 'n Vrydag alleen by die huis. En vriende, as jy 'n uitgeworpene is, eerder as 'n buitestander en die alleenheid maak seer, kry 'n hond. Ek het agtergekom dit werk nogals baie en ek bedoel dit glad nie eers as 'n grap of ironies nie. As jy daarteen 'n buitestander is, jy's regtig lief vir mense, jy wil net nie te veel van hulle hê nie want jou battery raak gou leeg. Ek verstaan jou. Vriende, buitestanders, julle is my mense, non-conformiste staan saam. Au revoir, ek praat later met julle hierso van die oewers van die magtige Sagtrivier in die streek Loire, die dorpie Solhem, by de Saint-Pierre. Coucou.